'n diens wat die area kragonderbreking kom pla, maar dit verhoed ons nie om aan die woord van die Here te kom sit nie. Amen. En wat vir my altyd goed is, as ek so 'n diens beleef, dan kyk ek na Jesus. Jesus het nie altyd gesing en eers 'n lofprysing diens gedoen voordat hy die woord gebring het nie. Hy het direk die woord begin bedien en hy het groot invloed gehad. Amen. En sê gou vir die een langs jou, ek is bly jy's hier. Die krag kan afwees, maar die krag van die Heilige Gees is nie af nie. Amen. Die krag van die Heilige Gees is aktief. Prys sy grote naam. En so vanmôre toe ek vir Willie bel, toe antwoord Zelda en ek sê ek praat met 55-10 taal vandag. Nou dit is nou die bokke se eindtelling gister 55-10. Maar die junior bokke het gisteraand die World Cup gewen vir die onder 20's. En dit teen die All Blacks, jy weet, so goeie vordering. Maar kom ons kom hier by mekaar, ons gaan die woord van die Here gou aansit aan die woord van die Here. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Vader, aan U kom toe al die lof en al die eer en al die heerlikheid. Vader, ek wil bid dat U hierdie gemeente vanmôre onder die woord sal seën en dat seëninge van die Heilige Gees sal beweeg. En Here, enige iets wat die bose beplan het om in te perk vanmôre, bind en breek ons in die naam van die Here en ons neem elke gedagte in gevangene en ons plaas dit onder die bloed van Jesus. En ons weet, Here, dat elke gedagte nou onder gehoorsaamheid van die Heilige Gees is. In die kosbare naam van Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Nou, verlede week het ek gepraat, inleiding gedeelte, verlos ons van die bose. En as ons in en deur Christus lewe, dan moet ek en jy weet dat die Here het 'n spesifieke plan met my en jou, om die gedagte te hê, verlos ons van die bose. Want ek wil vandag vir jou sê, die bose is nie tevrede oor wie jy is nie. Die bose het elke dag 'n plan teen jou, het 'n strategie teen jou, het 'n strategie teen jou werk, het 'n strategie teen jou besigheid, maar dit is alles die bose se plan dat jy ingeperk moet word, dat jy moet bitter word en hartseer moet wees en dat jy jou geloof moet ingeperk word en jy moet begin twyfel. Maar die Here sê vanmôre dat jy hoef nie te twyfel nie, want sterker is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is. Amen. Amen. Nou kom ons lees saam, of as jy jou Bybel saamgebring het, uit Efesiërs die 6de hoofstuk, en ek het die hele preeknota op die WhatsApp groep van die kerk gesit, so as jy wil graag nou, as jy internet het, kan jy gou daarop gaan. Hy is op die WhatsApp groep van die kerk, die hele nota van my, ek het dit juist daarop gesit, dat as jy die skrifgedeelte so wil nagaan, kan jy net daarop die skakel druk en hy gaan oopmaak. En kom ons kyk gou wat sê Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Hy sê eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy opstanding. Nou ons moet onthou, hy daar met manne gesels, maar nou vanmôre gesels ek met manne en vroue. So eintlik, my broeders en susters, word kragtig in die Here en in die krag van sy opstanding. Sê saam met my, in die krag van sy sterkte. In die krag van sy sterkte. Nou sê in vers 11, hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Kan jy sien, daar is liste van die duiwel, wat rondgaan om te verwoes. Liste van die duiwel wat jou wil vernietig. Liste van die duiwel wat jou van God se plan vir jou wil weghou. Alright. En nou gaan hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie,
maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So hier waar ek en jy sit, is daar bose geeste in die lig, en hulle is die hele tyd besig in 'n geestelike stryd, om my en jou se siel in die hande te kry. Okay, so, nou, hy sê, daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Nou, daar is 'n dag van onheil wat kan plaasvind. En as jy sê, ek het nog geen oomblik in my dag onheil beleef nie, dan wil ek 'n bietjie gaan kyk, hoe het jy dit reg gekry. Maar dan neem ek aan, jy's 'n suksesvolle man en vrou, alles gaan net smoothly in jou lewe, en alles gaan net met jou chop, jy weet. So as jy sê, ek het nog geen onheil beleef nie, wil ek vir jou sê, kom vertel my die geheim. Alright, ek wil jou die geheim gee om staande te bly. Alright, want daar kom dae van onheil. Daar kom dae van aanslag. Daar kom sulke dae. Het jy al sulke dae gehad? Ja, daar kom sulke dae. En nou sê dat jy kan staande bly. Hy sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees. En juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Amen. Paulus is hier aan die woord. Hy gebruik hierdie uitbeelding van 'n Romeinse soldaat om te illustreer die wapenrusting wat elke kind van God elke dag moet dra. Sê saam met my, elke dag. Elke dag. Ek en jy moet elke dag die wapenrusting van God dra. En met ander woorde, elke dag hom aantrek. Elke dag deel wees met hierdie uitrusting. En hy gepraat met hierdie manne in hierdie tydperk om vir hulle te sê en te vertel, 'n prentjie te skep, omdat hulle 'n Romeinse soldaat prentjie in hulle koppe het, sodat hulle beter kan verstaan. En die foto wat ek juis op hierdie preeknota wat julle nou voor julle het of later gaan kyk, is basies hoe 'n Romeinse soldaat se wapenuitrusting lyk. Elke gelowige moet weet dat daar elke dag om ons 'n geestelike oorlogvoering is. Ek wil vir jou sê, die duiwel, soos ek laasweek gesê het, is nie tevrede dat jy die Here dien nie, want jy het sy plek ingeneem. Hallo? Amen. Hy is nie tevrede dat jy die Here dien nie, want jy het sy plek ingeneem. Ek wil hê jy moet dit hoor. Hy is nie tevrede dat jy die Here dien, lofprysing doen, hom eer, hom dien, hom prys nie, want die Here prys nie, want jy het sy plek ingeneem. Dit wat hy kon gedoen het, dit wat hy wou gedoen het, is om ontneem in die hemel weens trots en hoogmoed, en hy is uit die hemel uitgeskop. En daarom voel hy vere oor jou, en al wat hy elke dag wil doen, is om jou te probeer keer om die Here te dien, want jy het sy plek ingeneem. Verlos ons van die bose. Amen. Verlos ons van die bose, Here. Verlos ons daarvan. En as jy verlede week se boodskap weer gaan luister, hy is op YouTube, dan sal jy hoor dat as ons sê verlos ons van die bose, het deel gevorm van die Onse Vader gebed. En as dit juis Jesus se wil was, dat dit in die gebed ingebring word, en hy het nie gebid en gesê, Here, verlos hulle van die bose nie, hy het gebid en hy het gesê, verlos ons, Jesus, insluitend van die bose. En dis die prentjie wat ek wil hê jy moet vanmôre kry, is dat daar is elke dag in hierdie geestelike atmosfeer 'n geestelike oorlogvoering besig.
om jou uit die huis van die Here uit te hou, jou te keer om nie te wees nie, jou ongelowig te kry, jou te keer om 'n lofprysing te bring, want jy het die vyand se plek ingeneem. Amen. Sure. Amen. Right, die koninkryk van die duisternis teen die lig is elke dag in die gang. Vyand het een doel voor u oë, is om jou en my te verwoes. Dit is waarom Paulus begin met die woorde, word kragtig in die Here. Kerk van die Here, ek wil hê jy moet vanmôre een ding weet, word kragtig in die Here. Is al hoe jy gaan staande bly in hierdie tyd, is al hoe jy gaan staande bly in die liste van die vyand, is al hoe jy gaan staande bly, is om kragtig in die Here te word. En Paulus sit iets vir ons hier uit, oor hoe jy kragtig in die Here kan wees. En ek sê altyd, daar is 'n sekere formaat oor hoekom sekere dinge eers te staan, en nou kom hy met die eerste beginsel, en hy praat van die gordel van die waarheid. Sê saam met my, die gordel van die waarheid. Vers 14 sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. En ek wil oor hierdie gedeelte vanmôre met jou praat, oor staan dan vas, met die waarheid omgord. Nou, wat beteken dit om vas te staan? Ek staan op my 2 voete vas, met die waarheid. Ek staan op my geloof vas, met die waarheid. Ek staan op my geloof vas, want ek weet wie ek is in die Here Jesus Christus. Ek staan in die geloof vas, en dis hoekom hy eerste die waarheid omgord in hierdie gedeelte ingebring het. Die gordel in Grieks, nou hier is nou vir mense wat nog 'n dogtertjie naam soek. Die gordel van waarheid in Grieks is zonai. As jy nou eendag nou dalk miskien, julle jong mense 'n kind wil noem 'n naam, dan noem jy zonai. Zonai wat beteken die waarheid wat alles bymekaar hou in jou lewe. Sê saam met my, zonai. Alles wat waarheid is in jou lewe bymekaar vashou. Zonai wat beteken die borsharnas het daarin vasgeklip. Wat beteken die swaard was daarin vasgemaak. Wat beteken dat die bors se hart was beskerm teen enige aanslag. Amen. Amen. En 'n geestelike waarde beteken dit die waarheid hou alles bymekaar. En Jesus kom en hy roep my en jou vanmôre en hy sê kerk van die Here, as jy in 'n zonai wil beweeg, bly by die waarheid, want as jy die gordel van die waarheid aansit, word die borsharnas daaraan vasgeklip. Word die swaard van die Gees, die wapens daarin vasgemaak. En wat ook al jy daar nog nodig het, daar is plek in die waarheid daarvoor, want die Here sê, as jy die waarheid het in jou lewe, is dit die eerste tree van baie om standvastig te staan in jou geloof. Ek en jy moet kom tot die waarheid en te sê, Here, ek wil vasstaan in die geloof, ek wil vasstaan in die Here Jesus Christus, ek wil vasstaan en ek wil sê, Here, daar is niemand soos U nie. Amen. Kan ons hande klap vir die Here gee? Ek wil vasstaan in my geloof, ek wil vasstaan in die Here en ek wil vasstaan in die wete wie ek is in die Here Jesus Christus. Amen. Prys sy groot naam. Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Praat altyd die waarheid, dit maak vry. Jok en jy maak die gordel van die waarheid los, en jy begin onstandvastig staan. En ek wil vir jou sê, dat ek onthou nou nog toe ek 'n kind was daar enige sonnaskool les gewees, van as jy jou tong gebruik om een lintjie te vertel, dan kom daar 'n knoop. En dan moet jy 'n ander lintjie vertel om die vorige leen reg te maak, dan kom die tweede knoop. En dan moet jy 'n ander leen vertel om die vorige twee lintjies reg te maak, dan kom daar 'n derde knoop.
En dan moet jy nog 'n leuen vertel om die vorige 3 leuens reg te stel, dan kom daar 4 knope, en op die einde van die dag is jou tong so vas, dat jy nie die Here kan loof en prys nie. En daarom, en ek onthou hierdie kinderles, tot vandag toe nog in my lewe. Hierdie kinderles, tot vandag toe. En daarom wil ek jou vandag sê, die waarheid sal jou vrymaak. Amen. Die waarheid gaan jou vrymaak. Die waarheid gaan jou seën in jou lewe gee. En dit gaan jou standvastig maak, dat jy in die geloof kan staan. Amen. Amen. Sou nee, gordel van die waarheid vir ons as gelowiges. God se woord is die waarheid. Amen. Amen. As ek en jy, en dan as ek byvoorbeeld 'n beld vat, en daar is gate in die beld, en ek sit net die eerste gat in, dan is daai gordel mos nog baie los. En ek dink tot die styfste moet ons gaan, en dit is die woord van die waarheid. Amen. Amen. Dit is die woord van God, waarin ons moet onsself vasmaak. Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Sê saam met my, u woord is die waarheid. As ek en jy die gordel van waarheid aan my en jou wil sit vanmôre, om vas te staan in ons geloof, en te kan uitroep en sê, verlos ons van die bose, dan kan ek sê, Here, u woord is die waarheid. Want in die woord van die Here is geen valsheid nie. In die woord van die Here is geen verdraaiing nie. In die woord van die Here is daar geen leuns nie. Die woord van die Here is die waarheid. Kom aan kerk. Die woord van die Here sê, daar is genesing. Die woord van die Here sê, deur die bloed van die lam is ons verlos. Die woord van die Here sê, deur sy naam is ons geheilig. Die woord van die Here sê, hy is ons krag en ons psalm. Die woord van die Here sê, hy is die opstanding en die lewe. Die woord van die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou antwoord. Die woord van die Here sê, dat kom na my toe jy wat bemoei en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Die woord van die Here sê, ek is die Here, ek is jou God, ek is jou krag, ek is jou psalm, ek is die deur, ek is jou Jehova Jireh, ek is die Jehova Jireh, wat sê ek is jou voorsiening. Kan ons nou die Here uitroep en sê halleluja vanmôre? Hy sê ek is die woord wat sal vas staan in jou lewe. Amen. Ek is die woord wat sal vas staan in jou lewe. Moet net nooit opgee nie. Amen. Prys sy groot naam. Dit is die woord van God wat beskerm. Amen. Dit is die woord van God wat beskerming bring. Dit is die woord van God wat ek en jy elke dag in ons lewe nodig het. Dit is die waarheid van die skrif wat lewe bring oor dooie situasies. Dis die waarheid van die woord wat lewe bring oor dooie krisisse en dooie woorde in jou lewe. Baie dalk vir jou gesê, jy gaan dit nie maak nie. Dis 'n woord van die bose. En verlos ons van die bose deur die woord wat sê dat ek weet wat ek vir jou beplan. Ek beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms. Die vyand het gesê, jy is 'n groot mislukking. Die Here sê, in sy woord, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, verlos my van daai bose leuen. Amen. Amen. Mense het gesê, die besigheid gaan nie staan nie. God sê, dat ek baan vir jou 'n weg in die woestyn. En as ek water uit 'n rots uit kon gee, dan gaan ek water uit 'n rots in jou woestyntydperk uitgee. As ek manna uit die hemel kon gee, gaan ek vir jou manna gee in jou lewe. Die woord van die Here staan vas. Amen. Halleluja. Prys sy groot naam. So die woord bring lewe oor dooie woorde wat oor jou gespreek is vanmôre. Die woord bring lewe oor dooie woorde wat oor jou huwelik gespreek is. Die woord van die Here bring lewe oor dooie woorde wat oor jou kinders gespreek is. Die woord van die Here gaan jou laat vas staan in Jesus naam. Verlos ons van die bose. Sê saam met my, verlos ons van die bose. Deur u woord. Amen.
Jesus is die waarheid. Kan ek 'n amen kry? So met ander woorde, soos wat jy deur die gate van jou beld gaan, die woord, maak vas, die woord, Jesus is die waarheid, Jesus is die waarheid in my lewe. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Kan jy sien wat sê hy? Ek is die waarheid. En ons praat oor die gordel van waarheid. So nee, ons praat oor die gordel van waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. So nee, gordel van die waarheid is ook om jouself met die persoon Jesus Christus te omgord. Amen. Amen. Eerste was die woord, ek gaan nou die tweede gat toe, Jesus is die waarheid. Amen. Ek is verby die eerste gat, Jesus is die woord, die tweede gaatjie is, Jesus is die waarheid. Amen. Amen. Glo jy saam met my dat daar is geen leuns in Jesus nie? Glo jy saam met my dat daar is geen valsheid in Jesus nie? Glo jy saam met my dat Jesus is die opstanding en die lewe? Glo jy saam met my dat Jesus is die groot geneesheer? Amen. Glo jy saam met my dat Jesus wat uit die doodheid opgewek is, daar dieselfde Gees in my en jou woon en ook onsterflike liggame lewend gemaak het? Glo jy dit saam? Ons Jesus is 'n wonderlike Jesus. Amen. Amen. Sê vir die persoon langs jou, Jesus is 'n wonderlike Jesus. Halleluja. Verlos ons van die bose, want Jesus is 'n wonderlike Jesus. Om Jesus aan te hê is om met 'n persoonlike verhouding met Jesus te lewe. Met ander woorde, die eerste gaatjie het my herinner, wanneer ek my omgord met die waarheid. Die eerste gaatjie het my herinner, woord van God. Die tweede gaatjie wat ek nou moet verbygaan is, met my herinner, Jesus is die waarheid. En daarom sê ek vir jou, as ek sê Jesus is die waarheid, gaan jy dit slegs bevind met 'n persoonlike verhouding met die Here. Jy gaan dit in 'n persoonlike verhouding met hom moet kry, want dit gaan jou laat vasstaan. As Jesus die waarheid in jou lewe is, dan is Jesus jou krag. Dan is Jesus jou lewe. En daar is geen dooie werke in Jesus nie, maar alles wat in Jesus is goed. Amen. Amen. Jesus doen nie slegte dinge nie, hy doen goeie dinge, hy doen wonderlike dinge. En dit is 'n wandel saam met Jesus elke dag van jou lewe. Ek wil saam met Jesus loop. Ek wil meer van hom leer, want dit gaan jou meer standvastig maak. Nou verbaas dit my nie wat Paulus gesê het. Staan dan vas, julle lendene, met die waarheid omgord. Nou verbaas dit my nie. Hy het nie begin by die helm van verlossing of die borsharnas nie. Hy het begin by die belangrikste, die gordel van die waarheid. Hy sê, staan dan vas. En dit beteken, as ek in hierdie waarheid wil wandel, in Jesus, dan moet ek saam met Jesus wandel. Ek moet saam met Jesus loop. Ek moet in hierdie waarheid lewe. En ek en jy moet geen valsheid in ons hê nie. Ons moet nie leuns vertel nie. Ons moet eerlik wees, ons moet lojaal wees. Ons moet wees, soos daai lied sê, te wees soos Jesus. Ons moet streef na heiligmaking. Amen. Amen. Prys sy groote naam. Lewe in die waarheid. Zonei, gordel van die waarheid. Leef met integriteit en eerlikheid. Leef met integriteit en eerlikheid in jou lewe. Want Efesiërs 4 vers 25 sê, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid. Lê die leuen van verdraaide godsdienst af, verdraaide teologie af en volg die waarheid, want hy is die waarheid. In hierdie tyd waarin ons leef, is daar baie valse dwaalleringe. Mense wat baie dinge sien as anders. Hy sê, lê daai leuns af, praat die waarheid, volg die waarheid, en jy sal standvastig wees. Ek het gesien hoe mense al teologiese sieninge van die pad af kan draai, en hoe hulle in die gutters beland het daarna. Omdat hulle nie meer standvastig gestaan het in die waarheid nie.
Alright, sê daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Ons is om in die waarheid in Christus te wandel met integriteit en eerlikheid, bewaar jou van die bose. Dit bewaar jou wie jy is. Dit bewaar jou van die aanslag. En daarom wil die Here my en jou roep vanmôre om te sê, sit die waarheid en omgord jou met die waarheid, omgord jou met hom vanmôre. Want as jy met hom kan jouself omgord, dan kan ek en jy sê, ek sal in die waarheid wandel. Amen. Ek sal in hierdie waarheid lewe. Kom aan kerk. Ek en jy moet in hierdie waarheid elke dag lewe. En dan gaan ek en jy standvastig staan in Jesus naam. Amen. Amen. Waarom beskerm die waarheid ons teen die bose? Die vyand se primêre wapen is misleiding en leuen. As hy iemand kan kry om leuns te vertel, maak hy die gordel los. As hy iemand kan kry om in valsheid te wandel in godsdiens, maak hy die gordel los. So die vyand in hierdie geestelike atmosfeer waarin ek en jy lewe, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Al wat hierdie geeste doen is, hulle probeer die gordel van die waarheid loskry. Want as hy die gordel van waarheid kan loskry, dan haal hy maak hy die borswapen los. Hoor jy wat ek vir jou sê vanmôre? As hy ook van die waarheid af kan wegkry, kan hy jou hart kry. Dan maak hy die borswapen los. En die Here wil jou vanmôre help om te sê, die gordel van die waarheid is waar my borswapen aangeheg word, geklip word. En is waar my swaard is, want as jy van die waarheid af kan wegkry, dan val jou swaard ook. Hoor jy wat ek vanmôre sê? As jy van die waarheid af kan wegkry, val jou wapens, en jy kan nie veg teen die bose nie. Daarom kan ek en jy vanmôre uitroep en sê, verlos ons van die bose. En help my om in die waarheid te leef. So waarom beskerm die waarheid ons teen die bose? Die vyand se primêre wapen is misleiding en leuns. Misleiding. Ag, doen dit een keer, probeer dit een keer, is nie so erg nie. Daai een verkeerde besluit kan jou hele lewe verwoes. Een verkeerde besluit met een aantjie uit kan jou hele lewe bederf en omgooi. Johannes 8 vers 44 sê, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Dis Jesus is aan die woord. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie. So kan jy sien, hy sê die duiwel was van die begin af 'n mensemoordenaar en staan nie in die waarheid nie. Omdat daar in hom geen waarheid is nie, sien jy in die vyand, Lucifer, Satan, is daar geen waarheid nie. Sjoe, kom Here, was my nou net onder die bloed van Jesus hier, want die duiwel hou nie van hierdie woord nie, maar ons hou van hierdie woord. Amen. Here, dankie vir die bloed van Jesus, nou wat nou om my aktiveer. Dankie Jesus. Hy sê, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy 'n leemtaal praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Jy sal nie glo nie, in sekere teologiese kringe is Johannes 8 vers 44 uitgehaal. Hy's uitgehaal. Jy kan die nuwe vertaling, en ek dink is waar hy is, kan jy gaan sien, want 'n kerk, 'n sekere kerk het daaroor besluit op 'n vergadering, 'n sekere kerk het daaroor besluit en gesê, van wanneer af is die duiwel 'n mensemoordenaar, dit moet figuurlik wees. Hey, die duiwel maak mense dood.
Hy sit jou onder stres, hy sit jou onder vrees, hy sit jou onder 'n selfbeeldprobleem. Hy maak die waarheid van die gordel van die waarheid, die sonei los, en dan waar eindig party mense? Selfmoord. Waarin eindig self mense? Soms mense in dwelms, en daai dwelms lei hulle na die dood. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, sê die woord, maar die einde daarvan is die dood. Amen. Kom aan kerk, kan ons net die Here lofprysing gee om te sê, hy, die Here is die waarheid, halleluja, is die waarheid in ons lewe. So daarom sê Johannes 8 vers 44 vanmôre, dat dit in ons woord staan, die duiwel, die vyand, is 'n mensemoordenaar. Hoekom? Want hy wil jou keer om te stop, om die Here te dien. Hy wil jou keer, want jy het sy plek ingeneem. Want hy weet hoe dit gevoel het, en hy sal nooit weer daai ervaring kan hê nie. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Daarom, kerkbanke is baie leeg. Ek praat nie van hierdie kerk nie, ek praat oor die algemeen. Sien, ons kerkbanke is leeg, en die duiwel is 'n mensemoordenaar. Hy hou mense uit die kerk uit. Ek wil vir jou vandag sê, die Here is nie 'n mensemoordenaar nie. Die Here is die redder, die Here is die geneesheer, die Here is die oorwinnaar. En omdat hy die oorwinnaar is, maak dit my meer as oorwinnaar, omdat ek kan uitroep en sê, verlos my van die bose, maak dit my meer as 'n oorwinnaar, want sterker is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Kom aan kerk, hy is goed, hy is groot, hy is oorwinnaar, hy is redder, hy is die krag in my lewe vanmôre, en dit maak my sterk vanmôre, halleluja. Wanneer gelowiges nie gewapen is met die waarheid nie, wanneer die gelowiges nie met daardie gordel van die waarheid gewapen is nie, sal hulle maklik omgepraat kry. Sal hulle maklik mislei word, sal hulle maklik oortuig word van valsheid en Bybelse waardes, sal hulle maklik in die sondes val, sal hulle maklik nie standvastig wees nie, maar wanneer hulle met die waarheid omgord is, wanneer hulle met die waarheid vasgemaak is, kerk van die Here, dan sien ons hoe die Here ingryp en hoe die Here die mense standvastig maak, en wanneer die storms kom, wanneer die liste kom, staan hulle sterk in die Here, en hulle weet wie is hulle hoop, hulle weet wie is hulle lewe, hulle weet wie is hulle verlosser, hulle weet wie is hulle vrymaker vanmôre. Kom aan kerk, die Here sê, dat sit die sonei in julle lewe in, en sit dit in die gordel van die waarheid, en dan kan julle sê, Here, ek leef in die gordel van hierdie waarheid, halleluja. As jy die gordel van die waarheid aantrek, bring dit vryheid. Dit bring gedetermineerd. Maak jou gedetermineerd. Dit hou jou gefokus op die Here. Dit gaan help om te onderskei tussen reg en verkeerd, sodat jy kan sê, verlos my van die bose. Verlos my finansies van die bose, verlos my huwelik van die bose, verlos my besigheid van die bose. Ek sit die gordel van die waarheid aan. Amen. Halleluja. Hoe trek die gelowiges die gordel van die waarheid aan? Hoe trek ek en jy hom aan? Bestudeer die woord daagliks. Dis hoekom daar 'n disippelskap is. Dis hoekom ons om die woord van die Here sit. Dis hoekom ons om die woord van die Here kyk. Lees die woord van die Here daagliks, kyk na die woord van die Here, spreek die woord van die Here oor jou huwelik, oor jou kinders, oor jou werk, oor jou besigheid, spreek die woord van die Here daaroor uit, spreek die woord van die Here om te sê, ek sal staande bly teen die liste van die duiwel. Amen. Ek sal staande bly. Die Bybel is jou rigtingaanwyser, so vat die woord en sê, Here, wys vir my die rigting. Want daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood.
En daarom moet ek en jy vanmôre sê, Here, ek wil in hierdie rigting beweeg van u woord, want die psalme van Dawid sê, die woord van die Here is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Verlos my van die bose, verlos my van die donkerte. Die Bybel is jou padkaart, en daarom sal jy nie verlore gaan as jy by die woord van God staan nie. Die woord van die Here sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Maar daarom kan ek en jy nie hoef ons nie te gronde te gaan weens 'n gebrek aan kennis nie. So kry die woord van die Here terug in jou hart. Woon die disipelskap by, kom bid, biddende aande, woord bid by en sê, Here, verlos ons van die bose. Ek het verlede week vir julle gesê, die getuienis van 2 voormalige ex-sataniste het gesê, dat as daar 10 mense by 'n kerk, nie van verskillende punte vir die kerk nie, as 10 mense by die kerk by mekaar kom, dan is ons dan word daar teen ons gebid. As dit net die pastoor of die pastoor en sy vrou of wat ook al is, of die dominee wat bid, al wat ons hoef te doen is, ons hoef net hulle te steun. Ons hoef net hulle te stop, ons hoef net 'n ding op hulle te bring, dan het ons daai kerk. En daarom, kom ons kom by mekaar, kom ons bid, kom ons soek die Here met alles wat in ons is, en ons weet die Here maak 'n weg, en die vyand se werke is gebind in die naam van die Here. Die Bybel bring die waarheid van die lewende skrifte na vore in jou lewe. Die Bybel aktiveer jou geloof. Wat sê die woord oor finansies? Wat sê die woord oor genesing? Wat sê die woord oor jou werk? Wat sê die woord oor jou besigheid? Wat sê die woord oor jou lewe vanmôre? En dit aktiveer jou geloof. En as ek en jy dit kan spreek, aktiveer ons geloof. Amen. Toets alles aan God se waarheid. Dis hoe ek die gordel van die waarheid vaskry. Toets alles aan God se waarheid. 1 Johannes 4 vers 1 sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hy uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Ek onthou nog eendag het iemand gekom van geen kant af nie, en my gesê, out of the blue, was nie eens in my kerk nie, first time ontmoeting, maar my gees het gebots, en die persoon sê vir my, pastoor, ek het 'n woord vir jou. Toe sê ek wil gou vir jou vra, kan jy gou die volgende bely? Ek glo in Jesus Christus as die Seun van God. Ek glo dat Jesus Christus gesterf het aan die kruis. En terwyl ek dit nog noem, toe begin die persoon manifesteer. So versigtig moet ek en jy wees, want daar is ook duiwelse profetiese woorde. Hoor wat ek vanmôre sê, kom aan kerk. Daar is ook duiwelse profetiese woorde. Ek het al gehoor iemand in die kerk opstaan na 'n taal. Nie in hierdie kerk nie, ek was nog op skool. Nou, het iemand in 'n taal gepraat, toe staan die ander persoon op en hy sê, hier is donderwolke en donderslae oor hierdie kerk. En donderslae, nie lank daarna nie, toe is die pastoor in 'n buiteegtelike verhouding. Glo nie elke gees nie. Gordel van die waarheid. Glo nie elke gees nie. Toets elke gees. Toets hom. Toets hom. Toets elke gees of dit van die Here af is. Gedagtes, emosies en handeling of dit uit die gees van God is. Wanneer iemand wat 'n gees dra na jou toe kom, toets dit of dit 'n gees of die Heilige Gees is. En jy sal weet of dit van die Heilige Gees is, want dit moet liefde dra. Dit moet die voorbeeld van Christus wees. Amen. Amen. So toets elke gees.
Ek sê baie vir die jong mense, vra jouself die vraag af, gaan ek, as ek soontoe gaan, kan ek Jesus daar inneem? Gaan Jesus daar gemaklik voel? Ja, my pastoor, die lig moet in die donker ingaan. En nou stap jy met 3 bure daar uit. En net jy die woord verkondig. Nee, pastoor. Ek wil vir hierdie gemeente vanmôre sê, as julle wil sterk word in die gees, omgord julle met die waarheid en glo nie elke gees nie. Amen. Glo nie elkeen wat opdaag, toets die gees. Hoor jy wat ek sê? Toets hom. O, nou verstaan ek my pastoor beter. Alles wat waarheid is, gemeet aan Christus, is 'n veilige punt om vanuit te leef. So hoe sit ek dit aan vanmôre? Toets die gees. Ek kan dit anders omstel. Know the Spirit by their fruits. En as dit nie aan God se vrug herken kan word nie, moet dit vir jou rooi ligte wees. Hoor jy wat ek vanmôre sê? Jy kan slegs 'n geestelike oorlog voer as jy gegord is met die waarheid vanmôre. Dit is jou eerste wapen teen die vyand, is die waarheid. Want as die waarheid aan jou hang, sal jou gedagtes beskerm wees. Met die woord, met die kennis wat ek het van die Here. As jou waarheid om jou gegordel is, sal jou hart beskerm wees teen die valsheid van die vyand. So die gordel van die waarheid is jou eerste wapen wat jy moet dra. Verlos my van die bose. Dit maak al die ander gebruik van die wapens kragtiger aan jou. As jy die wapen van Zonai, die gordel van die waarheid om jou het. Staan sterk en leef deur die woord van God. Leef vry in Christus. Want al wat die vyand hoef te doen is om jou te laat twyfel oor jouself, jou te laat sleg voel oor jouself, jou te kry op hou bid, jou te kry dat jy dink jy is nie goed genoeg nie, en die gordel van die waarheid kom al hoe losser, en nou is dit moeilik om uit te roep, verlos my van die bose. Hoor jy vanmôre wat ek sê? Weerstaan die bose deur die waarheid vanmôre. Weerstaan die bose deur die waarheid. Volgende Sondag gaan ek aan oor die tweede gedeelte van hierdie wapen, maar ek wil vir jou sê, weerstaan die bose deur die waarheid in jou lewe. Amen. Sê gou die volgende agter my aan. Hemelse Vader, ek kom na U toe. En ek vra, help my met die gordel van waarheid, sodat ek daarin kan staan. En U my sterk maak, U my kragtig maak, en ek 'n verskil maak. In Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here 'n lieflike hande klap. Sê baie dankie.